Suiskerk. 2 weke gelede het ek en Jalies die naweek bietjie afgevat en ons het gaan kamp naby Bonnievale. Nou op pad soontoe op die N1, toe draai ons af daar by die Engine Garage, dan net voor die Stellenbosch afrit, net om die bande te check en so aan. En toe ons daar klaar is, toe ek die bakkie wil aanskakel, toe is daar net niks. Daar gebeur net niks, die liggies op die dashboard gaan nie eens aan nie. En ons besef toe dadelik, maar hier is dalk nou 'n batteryprobleem. So het mense toe gekom, baie nice mense, en hulle jumper leads, en ons moet die gang probeer kry, maar dit wou ook nie werk nie. Op die ouend het die petroljoggies almal gekom, omtrent 6 van hulle, en hulle het ons gestoot, en het ons die bakkie in die brand gestoot gekry. En ons kon toe nou ry, ons moes net die bakkie afskakel nie. En toe is het daar by Robertson, het ons daar 'n battery center opgespoor, wat so naby die N1 was, en hulle het ons toe gehelp en uitsorteer, en ons moes toe op die ouend 'n nuwe battery koop. So alles het toe nou mooi uitgewerk, maar die sleg ding van hierdie situasie vir my was, dat daar was nooit 'n waarskuwing dat die battery op sy einde is nie. Daar was nie 'n rooi liggie of enigiets in die bakkie wat aangegaan het, wat vir ons gesê het, die battery is 'n probleem nie. Die oggend het die bakkie nog gevat, soos wat dit alles moet gebeur. So daar was nooit 'n waarskuwing dat die battery op sy einde is nie. Nou met ons fone is dit mos nou anders. Wanneer jou foon se battery begin pap raak, dan is daar 'n waarskuwing. Daar's 'n rooi batteryliggie wat aangaan en vir jou sê daar's nog 10% batterytyd oor, so jy moet nou begin dink om jou battery weer te herlaai. Nou baie keer gebeur dit ook mos nou op slegte tye, soos wanneer jy besig is met jou Google Maps op pad iewers heen, en dan wys dit vir jou battery is laag, en jy moet herlaai. Maar gelukkig kan jou foon ook mos dan nou oorskakel na 'n battery saver funksie toe. Die skerm word dan so 'n bietjie dof, sekere goed word afgeskakel, sekere funksies, sodat jy jou battery bietjie langer hou, sodat jy bietjie tyd kan kry, totdat jy by 'n kragprop kan uitkom om jou battery weer te herlaai. Nou dit voel vir my 'n bietjie op hierdie stadium van die lewe en hierdie tyd van die jaar, asof baie van ons net in hierdie battery saving mode funksioneer. Ons probeer om net deur alles te kom, totdat ons nou kan ontspan en bietjie ons batterye kan herlaai. Maar ek wil nie vandag weer praat oor al die goed wat nou, weet in ons alledaagse lewens nou stres en angs veroorsaak. Ek het verlede week daaroor gepraat. So ek wil vandag net so bietjie praat oor die groter prentjie, die groter goed in die wêreld wat angs en stres veroorsaak en hoe ons dit kan hanteer. Ons wêreld op die oomblik is 'n baie de mekaar en gevaarlike plek. Ons sien dit aan die manier hoe mense mekaar hanteer. Ons sien dit aan die manier hoe mense met mekaar en oor mekaar praat, byvoorbeeld op sosiale media. Ons sien dit aan hoe mense vervolg word, net omdat hulle anders is, of anders glo, of anders lyk as ons. Ons sien dit in die oorloë wat in die wêreld aan die gang is. Ons sien dit verlede week byvoorbeeld aan die aardbewing wat in Afghanistan plaasgevind het, waarin 'n klomp mense dood is. Ons sien dit aan die sikloon en die vloede wat daar was in die Karibiese eilande, waar hele dorpe uitgewis is en 'n klomp mense gesterf het. So die wêreld op die oomblik is 'n de mekaar, 'n moeilike en 'n gevaarlike plek, en dit veroorsaak groot onsekerheid en angs by mense. Ja, ek dink vandag se teks help ons hiermee. Ons gaan lees uit Lukas uit, maar voordat ek dit lees, is daar eers 'n paar goed wat ons net moet verstaan en wat ons in gedagte moet hou terwyl ons die teks lees. Julle sal nou sien as ek die teks lees, dit gaan maar rof in hierdie teks. Dis klomp erg goed wat deur Jesus beskryf word in die teks. En ons gaan goed daaraan hoor wat ons vandag nog steeds in ons wêreld raak sien. So dis belangrik om te onthou dat hierdie teks is nie toekomsvoorspelling nie. Dis ook nie 'n profesie oor die einde van die wêreld nie. Jesus wat sê, dit is hoe dit gaan lyk aan die einde van die wêreld, as die wêreld tot 'n einde kom nie. Deur die eeue sien ons baie van hierdie goed wat Jesus beskryf, weet ons het uitgespeel, dit het gebeur. Dit gebeur vandag nog en dit gaan in die toekoms ook nog gebeur. So dit is nie 'n voorspelling of 'n profesie oor die einde van die wêreld nie. Ander ding wat ons in gedagte moet hou is ook dat Lukas het hierdie goed geskryf nadat dit gebeur het. Jesus het dit gesê, dit het gebeur
En toe het Lukas dit geskryf, omtrent 70 jaar later. So Lukas het dit beleef, hy het dit aan sy lyf gevoel, die goed wat beskryf word. So dis 'n teks wat bedoel is, Lukas het dit neergeskryf om vir mense perspektief te gee. Dis om te help en om te troos. Dis nie om mense bang te praat oor die toekoms nie. So kom ons lees dan nou gou die teks, is Lukas 21 vers 5 tot 19. Terwyl sommige praat oor die tempelterrein, oor die mooi stene en die gewyde geskenke waarmee dit versier is, het Jesus gesê, dit wat julle hier sien, daar sal dae kom, wanneer nie een klip op 'n ander gelaat word nie. Alles sal afgebreek word. Hy praat nou hier oor die tempel. Alles sal afgebreek word. Hulle vra toe vir hom, Meester, wanneer sal hierdie dinge dan gebeur? En wat is die teken wat sal aandui wanneer dit gaan gebeur? Hy het geantwoord, pas op dat julle nie mislei word nie, want daar sal baie mense in my naam na vore tree en sê, dit is ek, of die tyd is op hande. Moenie agter hulle aanloop nie. Wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie vreesbevange raak nie, want hierdie dinge moet eers gebeur, want dit sal nie onmiddellik die einde wees nie. So Jesus voorspel nie hier die einde van die wêreld nie. Verder het hy ook vir hulle gesê, een nasie sal teen 'n ander optrek, en een koninkryk teen 'n ander koninkryk. Daar sal ewige aardbewings wees, en op een plek na die ander sal daar hongersnood en epidemies uitbreek. Daar sal groot en skrikwekkende tekens uit die hemel kom. Maar voor al hierdie dinge oor julle kom, sal hulle julle gevange neem en julle vervolg. Hulle sal julle aan die sinagoges oorlewer en in die tronke opsluit. Hulle sal julle voor konings en prokurators sleep ter wille van my naam. En ons weet mos dat dit het gebeur met die disippels en die apostels en soos Paulus en so, en hulle het in die tronk beland vir wat hulle verkondig het. Maar sê Jesus dan, dit sal vir julle geleentheid wees om te getuig. Neem julle dan voor om nie vooraf na te dink oor julle verdediging nie, want ek sal julle die woorde en wysheid gee wat nie een van julle teenstanders sal kan weerstaan of weerlê nie. Julle sal selfs deur julle ouers, broers, familie en vriende uitgelewer word, en hulle sal sommige van julle doodmaak. Julle sal ook deur almal gehaat word ter wille van my naam. Daar sal beslis geen haar van julle koppe val nie. Red julle lewens deur te volhard. So stel julle nou self hierdie situasie voor, hierdie toneel. Die disippels en die ander mense daar staan by die tempel en hulle bewonder hierdie wonderlike tempel. Nou die tempel was massief en dit was 'n indrukwekkende gebou. Dit het ongeveer 46 jaar geneem om hierdie tempel klaar te bou. Maar dit was ook die simbool vir die mense van God se teenwoordigheid. Dit was die middelpunt van 'n lewe, die middelpunt van hulle geloof. En dan kom Jesus en hy sê, dit gaan alles afgebreek word. Dit is asof Jesus vir hulle sê, alles wat vir julle belangrik is, alles wat vir julle sekerheid gee in die lewe, gaan afgebreek word, gaan weggevat word. So dit moes nogal erg gewees het vir hierdie mense om dit te hoor, en daarom vra hulle vir hom, maar hoe dan nou, hoe gaan dit gebeur? Wanneer gaan dit gebeur en so? Nou ons weet uit die geskiedenis dat 40 jaar nadat Jesus dit gesê het, toe is die tempel afgebreek. En al hierdie ander slegte goed wat Jesus beskryf het, dit het gebeur, en die apostels en die disippels, hulle is vervolg vir wat hulle verkondig het. Hulle is opgesluit oor hulle geloof. So Lukas kyk terug nadat dit nou alles klaar gebeur het. Nadat die tempel afgebreek het, nadat al hierdie goed gebeur het, en hy skryf dit dan neer, sodat mense daaruit kon leer. Sodat mense perspektief kan hê, sodat mense kan weet hoe Jesus hulle gaan help in sulke tye. Hoe hulle moet optree en hoe hulle moet leef in sulke tye. So wat sê Jesus om mense te help? Die eerste ding wat opvallend is wat Jesus nie sê nie. Jesus sê nie vir die mense, jy weet, gaan kruip nou weg nie, gaan kruip weg, maak blikkies kos bymekaar, maak gewere bymekaar, sodat julle hierdie goed kan hanteer nie. Hy sê nie so iets vir mense nie. Hy sê ook nie vir hulle, beskerm die tempel nie, of gaan bou 'n nuwe tempel nie. Jesus sê iets heeltemal anders vir die mense.
In vers 9 sê hy vir hulle, moenie vreesbevange raak nie. So hy sê vir hulle, bly kalm, bly getrou in sulke tye. Hy bevestig eintlik dit wat ek verlede week gesê het. Hy sê vir hulle, bly in my, vertrou op my, bly net in my, en moenie vreesbevange raak nie. Die tweede ding wat hy vir hulle sê in vers 13 is dis 'n geleentheid om te getuig. So wanneer dinge sleg lyk en sleg voel, dan is dit 'n goeie tyd om 'n ander storie te vertel. Nou ons is gelowige mense. Dit beteken ons is mense van hoop, ons is mense van genade, mense van geloof. So ons het 'n ander storie om te vertel. Ons het 'n goeie en 'n beter storie wat ons kan vertel. Nou ons word nie geroep om alles reg te doen nie, of om nooit moeg te raak en angstig te voel nie. Ons word nie geroep om te getuig net in tye wanneer dit goed gaan nie, wanneer alles reg loop nie. Ek dink hierdie getuienis het meer waarde wanneer ons dit in moeilike tye kan doen. Wanneer ons in moeilike tye kan sê en vir mense kan wys, ons het hoop. Ons vertrou op God, al is dit moeilik. Dan sê Jesus in vers 19 ook vir die mense, red julle lewens deur te volhard. Nou nêrens in Jesus se hele bediening het hy ooit gesê dat daar nooit slegte goed gaan wees nie, dat ons nooit slegte goed gaan beleef nie. Trouwens, hierdie teks wys weer vir ons dat Jesus baie regheid daaroor is dat daar sal moeilike tye kom in die lewe. Maar hy beloof wel vir ons dat hy daar is vir ons, dat hy ons sal vashou in sulke tye. Hy beloof ons in vers 15 dat hy vir ons woorde en wysheid sal gee om hierdie goed te kan hanteer. So hy gee vir ons wat ons nodig het om sulke goed te kan hanteer, en daarom kan ons volhard. Dit is bietjie soos Google Maps of GPS op jou selfoon. Dit help jou, dit gee vir jou genoeg om te weet waar jy wil uitkom, om te weet waar jy in jou pad is. So as ek alles kan saamvat, wanneer dinge sleg en onstabiel raak, wanneer ons angstig voel oor die dinge wat in die wêreld aan die gang is, wanneer ons batterye pap voel, hou vas aan dit wat regtig saak maak. Dis soos battery saver mode op jou foon. Jesus en Lukas nooi ons uit om die goed wat nie lewe bring nie, om dit uit te skakel, om dit af te skakel, en vas te hou aan dit wat regtig saak maak, aan dit wat regtig lewe bring. So vertrou op God, wys vir die wêreld dat daar 'n ander en 'n beter storie is. En volhard, omdat ons glo, God sal vir ons gee wat ons nodig het, om sulke goed te kan hanteer. Kom ons sluit af met 'n gebed. Here, U weet hoe moeg ons soms raak, hoe ons probeer aanhou, selfs wanneer ons krag min is. Dankie dat U nie van ons vra om sterk te wees nie, maar om getrou te bly. Dankie dat U die bron van ons lewe is, dat U ons dra wanneer ons dit nodig het. So Here, leer ons om te volhard, en om te getuig te midde van ons sekerheid, en om ons hoop op U alleen te vestig. Amen.